Ek dink net hierdie twee komplementeer mekaar. Die realiteit skop nou en dit is eintlik nou hierso. En ek het so gewoond geraak aan hierdie tafeltjie wat ons gehad het in die kombuis, was so lekker. Hier vanaf gaan ons nou die karkaste begin inbring. Ons gaan alles assemble. Gaan hierdie spasie werk? Is hierdie breed genoeg? Is daar, het ons mooi gedink, o, yes, hierdie ding is groter as wat ons gedink het. Ek is nuuskierig om dit te sien, want hoe iets lyk in die showroom en hoe dit lyk in 'n huis is twee verskillende goed. Hierdie voel vir my baie gesellig. Gaan nou iets voel, né? Ja, speel iced tea. As die braai reg is alles reg, as ek reg. Kom ons kyk wat is hier. Vanoggend lui die deurklokkie en hier staan Clinton se span met 'n mandjie vol bederf. Jy kan nie glo nie, daar is blomme, daar is buns, daar's wors, 'n hele braaipak kaas en ag, sommer net lekker goeders. Ek was heeltemal uit die veld geslaan. Ek het nou die dag toe sit ek op die familiegroep toe Samuel op die stoele sit ek al die indra, toe sit ek vir my ma toe verneem ek 'n video ek sê kyk vir Samuel sit hy op sy oupa grootjie se stoele. My ma sommer so half nog nostalgies en huilerig geraak toe sy dit sien want die goeie so mooi gerestoreer het en Samuel op sy oupa se stoel en die eerste keer toe ons gebraai het actually. Toe sê Charlene nogal, my sussie, toe sê sy van haar lekkerste memories op die plaas waar ons gebly het op mooi plaas. Was toe ons ook ingetrek het in die huis toe ons nog besig was om te bou. Toe bly ons almal in die kombuis. Ons het geëet en geslaap en alles net in die kombuis. Ons het almal daar, ons het matrasse gehad. Joh. Gebly toe sê sy dit is van haar die goeders wat sy onthou van die plaas en van die naaste memories. Toe ek dink ek was graad 1 gewees, einde graad 1. Net voordat ek met graad 2 begin het ons getrek van die dorp van Pretoria van Ferry Glen af, het ons getrek na plotplaas net buite Pretoria. Toe was ook baie dieselfde situasie as wat ons hier het ek nou die dag ook weer agtergekom. Waar ons moes getrek het van die ou huis af in die nuwe huis in, maar die nuwe huis was nog nie klaar nie. So my pa het ook die plaashuis gekoop, maar hy het ook planne gehad en hy wil 'n stoep hê met 'n braai en hy wil die en daai en al hierdie ding uit en ons het 'n paar planne, so die bouwerk was nog nie klaar nie. En toe moet ons intrek en ek onthou ons het vir 'n wyle, ek weet nie hoe lank dit was nie, het ons gebly basies in die kombuis. So ons het matrasse op die vloer gehad, was ook 'n lekker groot kombuis, so eiland kombuis. Een van die dingetjies wat ek onthou is, my ma het so groot swart en wit TV gehad, wat sy in die oggend het sy nou die nuus gekyk, dit was Goeiemôre Suid-Afrika of iets, en dan op 'n maandagooggend 6:00 het Sandberg Jansen het hy 'n storie vertel van die naweek se rugby. En dit was vir my die beste ding om te kyk. Ek het maandagooggend 6:00 en sit ek voor daai swart en wit TV. My ma's besig met ontbyt en ons kosblikke en goeters en ek sit en eet my pap of wat ook al en kyk vir Sandberg Jansen hoe hy stories vertel oor die naweek se rugby en almal uithaal. Dit was vir my verskriklik snaaks. Hoorie so my memory van jou ma se kombuis is hoe sy net op alles verf. Ja. Sy het nie 'n saak nie, sy is lus om op hierdie muur te verf sy daar sonneblom. Dan verf sy op hierdie muur. Jy sien so, die Here het jou voorberei vir my. Ek dink 'n kombuis speel 'n verskriklike groot rol in samesyn en jy weet hoe 'n mens tyd saam spandeer as 'n gesin, want as ek net dink in die oggend eet ons almal saam pap, jy weet, en ons drink 'n koffie en ons eet 'n beskuit. En dan in die middag as die kindertjies van die skool afkom, dan sit almal daar in die kombuis en ek maak weer vir hulle kos. En kyk, ek het in die pastorie groot geword, so daar was die hele tyd ook koek geëet en tee gedrink.
soos Bok lag al vir my maale wat so baie tee drink. Maar dit is iets wat ek onthou vir ons huis. Ek onthou die reuk van tee. Werk op hierdie. Nee, en weet jy wat, nee, ook reuke van 'n kombuis. As jou ma se kombuis, dan ruik ek pampoenpoffers. En en soos jou ma het altyd vleis gemaak op 'n Sondag as ons daar geëet wat sny, soos kaveriegoeters. Maar my ma se kombuis, dan ruik ek pannekoek. Want sy het mos 'n pannekoek gebak vir ons. En dis hoekom ek ook nou so 'n pannekoek bak vir die kinders. Dis ook met 'n pannekoek oor die kop. Dis dit lyk Dit lyk of 'n druppel val. reën, dan sit mamma gaan pannekoek kry. Ja, maar dis goeie memories. Ek moet sê ek is nogals verras met die hele proses en hoe vinnig dinge gebeur. Want toe hulle vir my gesê het 2 weke, toe het ek gedink, "Jessie, dit gaan nou baie lank vat en 'n langdradige storie wees." Maar vandat die panele hier aangekom het tot nou toe, dinge so vinnig gebeur. Dit voel vir my hulle gaan soos binne 'n paar dae omtrent klaar wees. Ek is definitief opgewonde. Ek sien baie uit om die huis nou soos die dinge gebeur, raak mens meer en meer opgewonde. Stel dit so, want jy weet nie eintlik wat om te verwag nie. Jy het die idees in jou kop en jy het maar gemaak werk met wat jy het in jou lewe en nou kom jy die goeders ewe skielik in en sê wow. So dit maak mense opgewonde en as jy nou eintlik die goeders sien wat jy gekies het na al 'n paar weke terug, wat jy amper al vergeet wat se klere het ons nou vir hier gekies. Ek kan nie eens meer onthou nie. En nou kom die goeders bymekaar en sê, "O ja, Jessie, hierdie top en daai. O, jy's die goud handvatsel werk regtig goed op die petrol blue en dit komplementeer met mekaar. So dit ek is definitief opgewonde soos ek sien die goeders gaan op en ja, ek kan nie wag om die eindproduk te sien nie. Paul, hierdie begin baie mooi lyk. Ek hou van die goud handvatsel op die Kalapama. Maar ons dink nog 'n bietjie oor die top. Ja. Want ons het oorspronklik gesê dieselfde klip as wat ons in die kombuis het, maar ek bang dit gaan bietjie te kombuis terugvoel hier so by die ingangsportaal. Okay. Dit is redelik chaos in die huis. Dinge begin bietjie shape kry, maar dit is nog nie heeltemal daar nie. Ja, dit is chaos, maar dit is lekker ook om te sien dat die dinge nou gaan verander, want ons het vir so lank reggekom sonder die goeders in die huis. Wat eintlik heel fyn was, ons gedink dit gaan erger wees, maar jy het so gou jouself ingesettel rondom die goedjies wat ons hier gehad het. En ek gaan amper daai ou stuk aan die tafel in die kombuis mis. Ek hou van die wyns wat hier deurkom wat alles bymekaar bring. En hierdie is eintlik geïnspireer deur 'n regte marmer. By Luna Granat vervaardig ons klip van natuurlik tot porselein tot ingeneerde klip. Ons probeer elke kliënt individueel kyk wat hulle behoeftes is, asook die oppervlak wat geverwerk moet word vir die installasie. Ons het die template van die tops gedoen op die kombuiskaste, ons het die vervaardigingkant gedoen, asook die installasiekant op die tops. So vir Bok en Hanna het ons gemik om vir hulle 'n hoë kwaliteit kwartsoppervlak te offer, maar teen 'n bekostigbare prys. Enigiets van 'n klassieke styl tot 'n meer moderne styl, die Easy Quartz reeks het dit alles. En hierdie waterfall wat julle gedoen het hierso, So die 45 grade miter edges het ons aan beide kante gedoen, sodat hy as een vloei vertoon. baie mooi. So 'n wonderlike ding van hierdie Easy Quartz Bianco Supremo is hierdie kleur is so veelsidig. So Bok en Hanna kan letterlik na jare besluit om hulle teëls te verander of hulle kaste of selfs hulle verf en die kleur sal nog steeds relevant wees. Julle het 'n fantastiese eiland gedoen. Ek dink dit lyk baie mooi en ek dink hier gaan baie herinneringe gemaak word by hierdie eiland. Definitief, ja. Daar's baie verskaffers wat jy kan gebruik. Jy weet baie produkte op die mark. Maar ons soek hierdie mense uit. Jy weet wat is die beste kwaliteit en ons voel ons wil vir mense die beste waarde vir geld gee. En ons werk so goed met hierdie mense saam. Ons verstaan mekaar en ons vul mekaar aan. Hierdie kleurkombinasie het dan maar mooi uitgewerk, hè? Die wit blaaie, hierdie metallic handles en kyk hier mooi kontras met ons wit binnekant van ons laaie. Ja, daai motion lyk amazing met hierdie soft closing. Maar kyk, dit is nou bloem op sy beste. Die produk wat Bok en Hanna die meeste waarde uit gaan kry uit hierdie kombuis is die Tandem Box laai-sisteem, want hy het die Blue Motion wat jou sagte toemaakstelsel is geïntegreer in die laai en dit is die ding wat ten minste 20 jaar gaan hou. Dit is ons Tandem Box laaie.
met die sagte toesluitmeganisme wat geïntegreer is binne in die laai. Maar wat ek die meeste oor opgewonde is ons binneorganiseringsmiddel. Dit is ons Orgaline stelsel waar jy letterlik soos Legos hom kan pak en skuif en rondbeweeg soos wat jy wil. En dan natuurlik die lekkerste ding hiervan is jy kan hom uithaal en hierdie bakkie van ons is veilig om in die skottelgoedwasser te gaan. Okay, great. So alles bly klinies en dit is stainless steel. En dan niks kom natuurlik by hierdie sag toemaakstelsel nie. So die verhoudings wat ons met die verskaffers het, maak dat ons produk uniek is en dit sit ons in 'n klas van ons eie. So lank van dat jy die beplanning doen tot dit natuurlik gebeur, relatief lank en dit is lekker om te sien hoe die dinge nou in die spasie begin werk en inpas en so aan en dit is so half, ek het nou dis hoekom die rede hoekom ons dit gedoen het en so aan en nou begin en jy so antisipasie van is daar genoeg spasie, is dit 'n klein, is dit 'n groot, gaan dit werk, gaan die kleur werk of nie en ja, so dit is bietjie Was Hanna se idees te mal, maar nou sien ek, dit lyk eintlik bitter mooi. ja. Welkom. Dankie, Bok. Hanna, nee, dis net Clinton, ek het gehoop is Mentjie. Ja. Bok en Hanna is baie spesiale mense en hulle waardeer die feit dat ons die kombuis gedoen het, alhoewel hulle gewone kliënt was van ons. Maar ek kon regtig ervaar het die blydskap in hulle. Veral Hanna, sy love it en ja, dit is vir my nice om te sien. Ons kan nou lekker in die booth, hoor. Ja, dis nogal 'n interessante booth hierdie. Dit was nogal een van julle belangrike punte gewees en ek moet sê dit is flippe nice om hier te sit en te chat en family recap. Ons kuier in die kombuis. Ons gesin is die heeltyd in die kombuis. Ons het 'n huiswerkhoekie, maar nou gebeur dit dat die kinders sommer hulle huiswerk daar wil doen in die kombuis. Ons het 'n prentjie in ons kop gehad van 'n kombuis wat vriendelik is, wat gesellig is, wat homey is en ja, dit is wat ons graag wou gehad het. Dis wat ek wou gehad het. Ek wou hê mense moet in my kombuis kuier. En dit is wat vir my gerealiseer het. O, wag, hier is die mense nou. Hallo. Ons kom sommer in. Hallo, gaan net. O ja, kom bas lyk so mooi. Ek is baie jaloers. Dit het geskree, ek is jaloers. Want ek droom ook nog altyd daarvan om so 'n booth eetplek te hê, want dit voel net vir my so gesellig en cozy en lekker. Hoe gaan dit? Lekker. Mooi. Hallo. By sê as 'n kuierkombuis, vir so 'n booth is gemaak om te kuier en ek dink dit is wonderlik dat 'n kombuis nie net as vir kos maak nie, maar ook vir in ons kombuis sit ons en ons werk en ons kuier en ons maak kos en dit is die hart van die huis. So, Ek stem saam. En ek dink dis so alle moderne kombuise moet gebou wees. Ons deel kos en wyn oor die counter. Ons kinders kan sien. Jy weet, ek dink ook in die ou dae het hulle altyd gesê kinders moet gehoor word of nee, gesien word nie gehoor word nie. Maar teeste wil ons kinders hoor en sien. En so hy laat jy toe om te doen. Moet net nie die kaste oopmaak nie. Kyk hoe mooi liggies. Dis so cool. Dankie. Kyk Bly jy eie sien. Backstage. Ja, jou eie backstage. Ek love it. Ek dink ek is 'n tipiese dogtertjie. Ek sal altyd wees. Ek hou van hare en gremering. En die liggies in haar aantrekkamer maak my verskriklik opgewonde. Mens wil daar gaan sit, jy wil jou gremering doen. Wat's jou gunsteling deel? Ja, ek hou van die speel. Dit laat my 'n bietjie voel soos backstage, Ja. weet? Laat my dink aan die dae toe ek nog teater gedoen het. Ag, lekker. Goeie ou dae. Ja. Ons het 'n paar kansse gevat. Ek dink mense doen deesdae maar die strip lights, jy weet, so hulle wou onmiddellik gaan na die idee van 'n strip light om die speel, maar ek het gehou van die ou tydse bulbs. En dan hierdie glas
is ook ongewoon vir 'n dressing room en ek het gesê maar ek wil dit graag hê. Dis meer so tipe kombuis Ja. kasglas. Ja. Of dit lyk vir my partykeer soos 'n medisynekas, so glas. En ons hou nog altyd van verskillende kleurekaste. Jy weet so, dit ons maar gedink om die grys en die bietjie meer cream touperige kleurson te sit. Maar ek dink mens moet verstaan, in jou aantrekkomer moet jy doen wat jy van hou. Jy hoef nie dit is jy spandeer die meeste tyd hierso. So dit is amazing dat en ek hou van hierdie glas en as mense daarvan hou kan net ons 'n aantrekkomer sit. Ja, hoekom nie? nou saak? Ek dink deesdae met interieur, daar is nie reëls nie. En mense is bang om kansse te waag en dit is juis wanneer jy 'n idee kry en jy doen dit net. Ek meen julle weet met julle restaurante, verstaan, dit is wat dit uniek maak en spesiaal maak en so is. Juis wanneer jy sulke wack goeders doen wat eintlik nie so wack is nie, maar Ja, dit is baie prakties en ek is mal oor die ligte en ek dink dit is persoonlik. Dit pas by Anna. My genade. Ek Dis 'n bietjie awkward. wil jy werk hê? Kyk as jy singer nooit uitwerk nie, dan kan ons net 'n plan maak net. Dis nie 'n probleem nie. Nou laat jy my stres. Jy het nou gesê jy kom bys toe of jy sal my help eie kap. Het ek amper iets anders gehoor. Toe begin ek 'n bietjie stres. Jy weet ek wat ek vat. Maar kyk, die begin natuurlik is jy kan nie kook as jy nie die regte lappie het nie, né? Okay. Die regte lappie, die lappie is van oorsee af, né? So dis baie spesiaal, maar die fliek is belangrik. Ja, so vir baie chefs is die fliek hulle sê altyd dis onhygiënies om 'n lappie oor die skouer te hê, maar dis die beste plek. So maar hoe vinniger die fliek hoe meer kwaai is jy ja, as jy Maar jy moet klap op die rug. Ek moet jou nou kry, dis reg, ja. Dis dit gaan. Okay, ek sal dit Dis ons rol. Cool. So wat kook jy vandag vir ons? So ek sê ek het daai gemsbok loin of rugstringe. Ek obviously noem hom dis die sirloin. Ja. Dis die rugstring. Ek het hom ingelê in 'n lekker sousie. Dit so een keer op 'n jag het ek ou mense het altyd gesê hulle lê die goed in karringmelk en om sag te maak die wild uit te trek en so aan, maar toe het ek op 'n stadium toe ek nie karringmelk of room of iets nie, toe sal 'n blikkie suuroom in die yskas, toe gooi ek suuroom in en toe werk dit fantasties lekker. So ek het bietjie suurlemoensap, woestersous, vars knoffel, suuroom en dan so 'n bietjie van 'n braai soet barbecue sousie. Ja. Oh, dis cool. En dit sit in steaks of maak jy die hele lende so gaar? Ja, ek weet nie, gewoonlik maak ek dit op die vuur, maar ek dink ons gaan almal sommer alles in die kombuis doen vandag. So ons maar kyk hoe hy in die pan pas. Jy moet vir my sê. Stunning. So as jy my kan bystaan en help, sal Ek sal sommer vir die as jy fokus op die lunch, ek sal op die gnocchi en die sousie gaan fokus. Die fyn. Hallo julle. Hey, Yes. hoe gaan Hoe gaan dit daar in die jouself? Mooi. Frok, dit sê vir my. Hierdie kombuis, né? Wat was jou grootste uitdaging gewees by die ontwerp van die kombuis? Verder is ons het nie eintlik 'n challenge gehad nie. Bok was baie spesifiek geweest, ek moet sê. Ja. Ek was nogal baie impressed met hom en dit is nogal eerlik dat vir kunstenaar om te weet presies wat hy wil hê, die kleure, die goed so. Ja, dit het vir ons, ek wil nie sê ons job makliker gemaak nie, maar hy was baie spesifiek, so dit help ons baie as ons begin met ons designs. Ek hou van die idee dat as jy kook hierso, kan jy alles sien. Ek kan die televisie sien, ek kan my gaste sien, ek kan sien wat die kinders doen. Jy's regtig van die eetkamer tot hier toe as jy regtig engaged met die hele spasie eintlik. Dan weet jy, ek het altyd mense soos julle nodig, want ek kan niks regmaak nie, né? Ek verstaan nie bouwerk nie. Ek weet nie om te verf nie. Ek weet nie hoe hamer werk nie. So ek het altyd spesialiste nodig wat ek kan bel en kan sê luister, ek het 'n kasprobleem, 'n plumbing probleem, 'n kragprobleem, help asseblief. Sal jy help met die kaste, maar Nie die plumbing nie. Dis dalk Maar ons kan dit vir jou. Dis Dis nie 'n issue. Nee, so as ek ooit 'n kaste issue het, gaan ek jou bel, né? Ja, as ja, hulle uitkom. Hart van die huis 3 met Bertus Bason is op die kaart. Ja, maar sê Clinton, ek het dier smaak, né?
ons wens hulle alle gelukigheid toe. Ek seker hulle gaan heerlik kook en kuier en ek dink Bok se wyn collection lyk vir my baie gesond op die oomblik. So hulle gaan 'n baie goeie tyd hê. En ek dink dit is 'n huis wat gemaak is vir familie en vir vriende en om te deel. Ek moet vir jou sê, ek is tevrede. Dit voel baie lekker. Ek dink ons is definitief happy. So my wens vir Bok en Hanna vir hulle wonderlike nuwe huis is dat hulle regtig ongelooflik gelukkig en vervuld hier sal wees. Dit is wonderlik om hier te kan leef en ek hoop regtig dat hulle baie jare hier gelukkig en ja, saam sal leef as 'n gesin. My gunsteling deel van al die nuwe spasies is, waar begin ek? So elke vertrek het 'n gunsteling deel. My kunskamer is my lekker om al my goed te kan wegpak en ek kon kies hoe groot ek die rakke wou hê. As ek dink aan my aantrekkamer, hou ek van die liggies. Dit staan Net so- wel aantrekkamer. Ons aantrekkamer hou van die Julle sal liggies. sien my klere is nog in bokse buite die kamer. Ek leef nog uit 'n tas Ons uit. sal nog een moet bou. Anyway. Bok en Hanna moet net die lekkerste tyd hê. Hulle is vir my lekker mense. Ek dink ons deel net met lekker kliënte en mense. Maar ja, laat hulle net 'n lekker tyd hê en die kinders en hulle moet net memories bou. Ek dink dis waar dit gaan. En dan in die kombuis, natuurlik die booth. Ek sal dit elke keer sê, dit is my favourite deel. Ook wat ek van hou is die kaste wat so saggies toemaak. Ek sê partykeer het jy nog so 'n bietjie gewonder, is dit reg, gaan dit werk? Maar ja, ek dink alles het perfek uitgewerk, mooi. Lyk my ons is baie tevrede. Baie lekker gewerk, ons het al lekker memories gemaak en die spasie leef lekker en dit ons geniet dit en dit werk prakties wat altyd natuurlik 'n goeie toets is en hy het dit geslaag. Nou kyk hoe mooi lyk dit, nee. Beulah. you